Nommer 3, sien om na mekaar deur om te sorg vir mekaar. Nou die eerste een het ons nou gesê, ons moet dit doen. Nou gaan ek vir julle 'n paar praktiese goed gee, hoe ons dit doen. Hier is fisiese versorging. Jesus sê, ek was dors, julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was honger en julle het my niks gegee om te eet nie. Dis fisiese versorging. Hebreërs 13 vers 16 sê, moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie. Mededeelsaam beteken, ek het iets en iemand anders het dit nie, en ek moet van dit wat die oorvloed wat ek het, moet ek vir die ou gee wat minder het, om hom te help, dat hy nie 'n tekort het nie. Hoe kan ek, nou ou kyk wat tekort het, en ek het oorvloed en sê, wel, dis nou jammer. Dis nou jammer. Ek hoop jy kom reg. Gaan en wees vol. Gaan wees warm. Maar los my uit. Ek kan dit nie doen, dis nie hoe liefde lyk nie, stem julle saam. So, daar moet mededeelsaam met in my lewe wees. En ek moet nie sê, hoorie, kom ons kyk net 'n bietjie rond. Ons gaan hier in die parkeerarea rondloop en kyk weer die grand karre. Dis hulle wat moet mededeelsaam wees. Ja, dis hulle ook, maar ek moet die vinger nou na myself wys en sê, ek kan dalk nie, soos 'n miljonair is ook nou nie, eers my iets nie, nee. Maar kom ons sê maar soos 'n miljonair. Ek kan dalk nie soos 'n miljonair optree en 'n klomp geld weggee nie. Maar ek kan gee wat die Here op my hart gelê het om te gee. So ek moet mededeelsaam wees. Want dit, hoor nou mooi, hier is die wonderlike deel van die vers. Moenie nalat om goed te doen en, sê dit weer daai woord? Okay, maar julle moet dit nou saam sê asof julle dit bedoel. Moenie nalat om goed te doen en te wees nie, want dit is die offer wat vir God aanneemlik is. Met ander woorde, wanneer ek dit doen, wanneer ek iemand help, wanneer ek vir iemand gee, wanneer ek vir hom 'n glas water, wat ook al dit is, kos gee of wat dit ook al, dan moet ek vir myself herinner, dis die tipe offer wat God van my verwag. So kom ons breek 'n bietjie daai vers op. Moenie nalat om goed te doen nie. Dit het ons. John Wesley het gesê, ek het 'n paar ouens wat ek aanhaal vanoggend. Hy sê, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Ons is geroep hiervoor. Ons is geroep om ons lewe te wy aan goeie dade. Hierdie het my ook nogal opgeval. Jy sien, as jy preek voorberei, dan kom al hierdie goeders na jou toe en dan, the smallest of actions is always better than the noblest of intentions. Jy kan goeie intensie hê, maar ek kan nie my maag vol maak met jou goeie intensie nie. Okay, my maag is vol, baie dankie. Nie vanoggend, ek eet nie ontbyt op 'n Sondagoggend nie. Maar ek voel ek preek slegter. 'n Paar van julle gaan maar sê, ja, my kan maar net so wel eet. Maak nie 'n verskil. Maar iemand kan nie jou goeie intensies eet nie. Maar hulle kan 'n toebroodjie eet. Die vers gaan verder. Moenie nalat om goed te doen nie. Moenie nalat om mededeelsaam te wees nie. Nee, so ons ken dit. Sharing is caring. Nou, ek het 2 insidente en ek hoop nie my tyd hardloop uit nie, maar ek moet die eerste insident, die tweede insident, weet ek nie of ek gaan nie, maar kom ons kyk, hoe ver kom ek. Ek was eendag saam met 'n klomp, ek dink dit was studente, ek het lank probeer terugdink wanneer dit gebeur, maar ek kan nie presies die insident onthou nie. Maar kom ons sê, ons was 'n klomp eerste jaar teologiese studente, of teologiese studente, en ons geloop in die dorp, en daar was 'n klein seentjie wat geld gebedel het. En hy het so kom geld bedel, en een van die studente, dit was nie ek nie, maar dit kon dalk ek gewees het, maar ek kan nie onthou nie, het sy hand terug uitgesteek. Ja, ons het gedink is skreeu snaaks, maar wat die seentjie toe gedoen het my nie daar uitgebal nie, eers later aan. Toe haal hy, ek dink 20 sent uit sy sak uit, en hy gee dit vir die student. Weet julle wat breek my hart? As ek nou daaraan dink, ons het almal hardop begin lag. Ek dink nou terug, hoe 'n klap dit in God se gesig is, dat ons as kinders van die Here gedink het, dis snaaks. Die tweede insident was baie jare voor dit, 1995, ek onthou ek was net so 'n jarekind van die Here. Sympathie, empathie, nou vertel ek julle 'n storie van sympathie. Ek sit daar so, en ons is in Pick n Pay of by Spar, ek sit in die kar, ons het 'n groot sportdag gehad, ek's moeg, my pa maak gou in om brood en melk te koop, en daar's 4 of 5 swart seentjies buite op Spar se stoep, dit was nou in Germiston, julle sal nie weet waar dit is nie, alles aan die kant die berg, en hier sit hierdie 4 of 5 swart seentjies, en jy kan sien, hulle het hard gewerk, om hierdie ding speel nou voor my af, en kyk het, maar sulke insidente, laat die Here mos toe om jou iets te leer, en daar sit ek, en hierdie seentjies tel die geld, hulle tel die geld, dis
munte, 1 sente, 2 sente, 5 sente, 10 sente, 20 sente, daai tyd was daar nog 1 sente, en hulle gaan en hulle koop 'n kwart brood wat gesny is, en polony. En nou is die 4 seentjies, maar dis soos 6 of 7 snye, dis nie eers baie nie, en 'n paar stukkies polony, dis die geld wat hulle bymekaar gemaak het, en toe hulle so besig is om die broodjies te bou, toe kom die eienaar en jaag hulle weg. En terwyl hulle wegjaag, toe laat val die seentjie die polony in die sand. En julle, dit het my hart so gebreek. Nou, ek praat nou van ek se tienerseun, hè. Ek staan net 7, 8 rond. Ek het so gehuil toe ek dit sien gebeur. Dit het so indruk op my gemaak. En ek het net gevoel ek kan niks doen nie. Jy weet jy, ek het nie geld nie, ek was magteloos. Ek kan net onthou my pa en maat in die kar geklim, hulle wil weet wat gaan nou aan met my. Maar sulke goeters moet my en jou raak. Dit moet my en jou raak. Ons kan nie net verbystap van dit nie. Ons moet, weet jy, daar's 'n gesegde wat sê, een kers verloor nie sy lig as hy 'n ander kers aansteek nie. Jou bron, wie's jou bron? Dit wat jy het die Here vir jou gegee. Besef jy dit? Jy het nie omdat jy so grand is nie. Jy het omdat die Here dit aan jou toevertrou het. 'n predikant het eendag gesê, you cannot outgive God. Die Here is ons bron. En daarom verwag hy van ons om nie te lewe asof hierdie lewe dit is nie. Hy verwag van ons om te lewe vir die ewigheid en daarom moet ons help. So moenie nalat om goed te doen nie, moenie nalat om mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Dis wat die Here van my en jou verwag. Dis die tipe offer wat ek en jy moet bring. Is dat ek en jy moet op die uitkyk wees. Waar kan ek goed doen? Waar kan ek fisies help? Waar kan ek iets doen? Dis hoe ons mense by Jesus uitkry. As mense sien ons leef ons uit teenoor mense, dan wil hulle weet, want dis nie die wêreldse manier nie, stem julle saam. So Matteus 5:16 sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien. Sê gou goeie werke, sodat hulle julle goeie werke kan sien en wat doen? Julle Vader wat in die hemel is? So wanneer mense julle goeie werke sien, wat gaan hulle doen? Hulle gaan die Vader verheerlik, want hulle gaan weet, dit wat jy doen is nie normaal nie. Daar's 'n groter hand in jou lewe. Jy lewe vir meer. En hierdie, ek wil dalk net hier sit, want iewers in julle gedagtes kan die vyand nou 'n saadjie plant om te sê, maar Johan, goeie werke kan my nie red nie. Jy's 100% reg. Niemand van ons word gered deur goeie werke nie, maar ons word gered vir goeie werke. As daar nie goeie werke in my lewe is nie, dan wys dit daarmee dat ek nie gered is nie.